En dit is die skrywer van Prediker het dit so verstaan, dat ons kort mekaar, ons kort verhouding, ons kort mekaar, in die huwelik kort ons mekaar, ons moet mekaar, daar wees vir mekaar. Maar hy kom en hy skryf in vers 12, sê hy iets baie interessants, hy eindig om te sê dat 'n driedubbele lyn word nie maklik verbreek nie. So wie is hier die derde persoon in ons huwelik? Wie is hier die derde persoon? Dit is nie die skoonouers nie, dit is nie die niggie en die boetie en die swaar en daai enetjie nie, dit is ons hemelse Vader, wat die derde persoon is in die huwelik. Sien, wanneer ons in die huwelik saam met julle as een, saam in daai perfekte verhouding met God die Vader is, dan is dit soos 'n driedubbele lyn wat in julle huwelik gevleg word. En daai lyn gaan nooit verbreek nie. Maak nie saak wat gebeur in die lewe nie, daai lyn sal nooit gebreek word nie. So ek sien altyd, ek hou altyd van die illustrasie te gebruik van die Mooi rivier en die Vaal rivier. So 'n Mooi rivier, want ek kom oorspronklik van Potch af. So kom ons veroorsaak, so daarso is 'n plek waar die Mooi rivier in die Vaal rivier invloei. Alright, so kom ons veronderstel, jy is die Vaal rivier, maar jy is die Mooi rivier. So vandag is dit waar jy in mekaar invloei. Nou jy kan nie 1 kilometer of 3 kilometer of 10 kilometer later gaan 'n bak water skep uit die Vaal rivier en dan sê, okay, ek wil asseblief die Mooi rivier water skei van die Vaal rivier nie. Dit kan nie, want dit is een. En dit is wat vandag met julle gebeur. Julle word een in gees en in vlees. Een voor die Here. As hy kyk hy nie meer net na Tiaan alleen of na Marley alleen nie. Hy kyk na julle as 'n gesin. Julle is een. En julle saam in daai verhouding met die Here. Dit is waar julle anker lê in julle verhouding. Nou, daar's altyd vrae soos wat maak 'n suksesvolle huwelik? Alright, en ergens is daar oom wat vandag, ek sien dit op al die troues waar ek is. Wat Tiaan na al die speeches, na die pa en dogter dans, gaan hy jou een kant te roep en hy sê, Tiaan, kom ek verduidelik jou gou vinnig mooi. Wat maak 'n suksesvolle huwelik? Alright, en dan gaan hy dalk baie goeie raad gee, maar hy gaan dalk baie dodgy raad gee. Hy gaan sê, hoorie, ontken alles. As hy jou vra, ontken net. Jy was by die werk, of wat ook al, my foon was pap, of wat ook al het mag wees. Alright, so ek kon vandag gekom het, en ek kon vir julle die 7 pilare van 'n suksesvolle huwelik kom verduidelik het. Kommunikasie, loyaliteit, vertroue, liefde, al die goeders, dit is belangrik in die huwelik. Dit is fondasies. Maar vandag, my raad sal wees, en dis die ding wat ek dink, elke huwelik tot in die einde toe suksesvol gaan maak. En ons lees dit in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Dit sê die lewe is soos 'n wedloop. Op die paviljoen het ons 'n skare mense wat voor ons met geloof en vertroue in God geleef het. Hulle moedig ons aan om gelowig vol te hou met die wedloop. Laat ons dan ontslaa raak van enige iets wat ons hinder om die wedloop van die lewe behoorlik te hardloop. Dit is veral die sonde wat ons gedurig wil potjie. Laat ons soos die ander gelowiges hardloop met alles wat ons het. En laat ons maar net die wedloop hardloop deur op Jesus te konsentreer. So vandag begin julle huwelikswedloop saam. En in hierdie huwelikswedloop is daar een ding wat julle huwelik 'n sukses gaan maak. Dis as julle fokus op Jesus is. Imagine net gou vinnig, julle sit vas oor Tiaan wat sy klere op die grond los wanneer hy stort. Alright, en dit nie in die mandjie gooi nie wat langs sy klere op lê. En in dit raak dit so heated, maar imagine net, Jesus is ons fokus. Dan gaan jy baie maklik begin besef dat, ek raak nou eintlik kwaad verniet. En, exactly. En jy gaan besef dat, hoor ek so maar, my vrou wil dit, ek moet haar onder in dit. Bestaan. So in elke liewe, in ons hoogtye en ons laatye, wanneer dit sleg gaan, wanneer dit goed gaan, as ons Jesus ons fokus hou, dan is dit ons sukses. En as ons hom deel maak van ons huwelik, hy is nie net daar een kant nie. As hy deel is van ons huwelik, dan as hy ingevleg is in daai tou, gaan hy tou nie breek nie. En dit is waar kommunikasie, liefde, loyaliteit, vertroue, alles van uitkom. Dis wanneer hy ingegrond is in julle huwelik. En mag dit wees hoe julle vorentoe gaan. Mag dit wees hoe julle wedloop hardloop, is om net julle oë op hom te fokus. Amen. Ek gaan vir julle bid en dan gaan ons aan. So, dankie Hemelse Vader, Here, dat ons hierso kan wees en net hierdie geleentheid kan saam vier, saam met Tiaan en Marnelly.
Here, dankie vir u liefde en die goedheid oor hulle, Here. Here, dankie dat jy hulle saamvoeg vandag, Here. Dankie dat hulle een word vandag in gees en in vlees, Here. En Here, mag hulle u as hulle fondasie hou, Here. Mag hulle oë op u hou in alle omstandighede. Here, of dit klein is, of dit groot is, Here, of dit sleg gaan is, of dit goed gaan, Here, mag u altyd hulle fokuspunt wees. En Here, dankie dat ons net oor hulle lewe kan 'n blessing spreek, Here. Dankie dat ons 'n seën kan bid oor hulle lewe, Here, oor hulle huwelik. En Here, mag hulle hierdie wedloop voluit hardloop met hulle oë wat op u gefestig is. En Here, mag u groot goeders doen in en deur hulle lewe in Jesus naam. Here, ons seën hulle in Jesus naam. En almal sê amen. 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 Alright. So dit is wat ek glo, suksesvolle huwelik maak, is as ons fokus op Jesus hou. So julle is al klaar hande vas, so is goed. So ons gaan oorgaan na die troubeloftes, die vows toe. Alright. So Tiaan, ek dink ons begin by jou. Ek is net bang, ja, heel baie vinnig. Ja, ek gaan dalk. Ons begin by jou. Dan begin ek sommer klaar draan. Alright. Okay, nou moet ek composure hou, jy weet. Okay, ek het hom nou nie gememoriseer, want ek het er die hardheid gekoms. Okay. My vrou, as hy, okay. My vrou, ek beloof om vir jou, ons kinders en ons huwelik op te dra aan die Here. Ek beloof om kwale uit te praat en om nuwe groen blare uit 'n valtak te groei. Ek beloof my hande dra, jou op 'n troon plaas wat op my hart gebou word. Ek weet en ek vertrou dat ons 70 jaar se 12 rond sal hê. Ek beloof dat ek sal reageer op jou nood en ek sal help as jy vra. Ek wil jou steunpilaar wees, jou rots wees en alles wees wat jou hart sou begeer. Ek wil vir jou en vir ons 'n toekoms bou waarop ons kan trots wees. 'n Toekoms waar jy ook elke tree en elke oomblik van gaan deel wees. In die lewe se donderstorms en onweer, wil ek jou skuiling en jou toevlug wees. Ek wil jou drome laat waar word. My liefie, my lyfie, my engeltjie, my beste maatjie. Jy is my alles. Nou kan jy moet lag. Hou maar net toe. Okay. My engel, voor ek jou ontmoet het ek nie geweet dat liefde so kan voel nie, sag en sterk. Stil maar seker, vol vrede en passie. In jou arms het ek my tuiste gevind en in jou oë sien ek die res van my lewe. Vandag op hierdie heilige oomblik wil ek jou meer as net my hand gee. Ek gee vir jou my hele hart, my brein en my lewensstap. Ek wil jou my liefde hê, alles wat ek is. Sonder voorwaarde, sonder vrees, sonder einde. Ek wil jou om jou vreugde te wees in tye van lag, en jou kalmte in tye van storm. Ek sal altyd kies om jou met sagtheid aan te raak en om met begrip na jou te luister. Ek beloof om vir altyd vierkantig agter jou te staan in elke seisoen van ons lewens, jou te dra en op te tel as die gewig van die wêreld so klein bietjie te swaar raak. Ek beloof om jou keer op keer te kies, 'n huwelik vol eerbied en trou. Ek is onvoorwaardelik vir jou. Dis mooi. Right, so julle kan so net vir mekaar na mekaar toe draai. So daai is nou die suksesvolle huwelik, vows, en dan gaan ons net oorgaan na die formaliteite om julle getroud te kry. Alright, so ek gaan by jou begin en dan moet jy vir my antwoord gee. Net bietjie hulp, die antwoord is altyd ja. Alright. So, nee, jy moet twyfel nie. Alright, so, Tiaan, verklaar jy plegtig in die teenwoordigheid van God en van hierdie byeenkoms dat sover jy weet, daar wetlik geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Marnelie hier aan jou sy, en verklaar jy ook verder dat jy heilig oortuig is dat julle deur God saamgevoeg word? Jou antwoord? Mooi. Okay. Marnelie, verklaar jy plegtig in die teenwoordigheid van God en van hierdie byeenkoms dat jy sover jy weet, daar wetlik geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Tiaan hier aan jou sy, en verklaar jy ook verder dat jy heilig oortuig is dat julle deur God saamgevoeg word? Mooi. Alright, so nou die belofte aan mekaar, Tiaan, ons begin weer by jou.
Tiaan, beloof en bevestig jy in die teenwoordigheid van God en roep jy almal hier om daarvan getuie te wees, dat jy Marnelie as jou vrou sal lief hê, soos Jesus die kerk lief het, haar sal beskerm, vir haar sal sorg en trou sal bly aan haar vir die res van julle lewens. Ek doen. Okay, Marnelie, beloof en bevestig jy in die teenwoordigheid van God en roep jy almal hier om daarvan getuie te wees, dat jy Tiaan neem as jou enigste en wettige man, om saam met hom te deel in die heiligheid van die huwelik, en dat jy hom sal lief hê en respek sal betoon soos vir God, en dat hy die hoof van julle huis sal wees vir die res van julle lewens. Mooi. Alright, kan ons die ringe kry? Hierso. Right. Dan kan julle mekaar net weer julle regterhand. Dis nou ja, mooi. Ja, net mekaar daar zijn, mooi. Alright, so as ons kyk na die ring, so die ring is 'n teken van die verbond wat julle vandag sluit. So dit is tussen julle twee, as julle sien die ring, hy's rond, en daar's geen einde tot die belofte wat julle vir mekaar het nie. Daar's geen einde aan die liefde, die vertroue wat julle vandag vir mekaar, die belofte wat julle vandag aan mekaar maak nie. Alright, so Tiaan, ons gaan begin by jou, so jy kan Marnelie mooi diep in haar oë kyk, en dan kan jy agter my aan sê, met hierdie ring, nee, vir haar kyk, nie vir my kyk. Okay, kom ons begin voor met hierdie ring. Verklaar ek dat ek jou ewig sal lief hê en trou sal bly aan jou in goeie en in swaar tye. Hierdie ring is 'n bewys